que no me han hecho.
goeiemôre hierso vanaf Woepapama. Waar sal ons anders te wees? Ons is nou vanmôre. Ons gaan nou by, alhoewel ons live daarom al is. Nou so, ons vertrou die Here vanmôre vir sy woord. Ons vertrou vanmôre dit wat die Here vir ons gaan doen en dit wat die Here vir ons beteken. Ons het so 'n bietjie uitgeskuiwe, laat ons kyk of ons nie 'n beter sy het nie. Maar ons vertrou die Here dat die goed sal regkom en dat ons nie meer nodig sal hê om dit so te doen nie. Nou toe kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die liefde, vir die genade, vir die grootheid. Here, dit wat jy vir ons doen, dit wat jy vir ons beteken. Ons weet, Here, ons kan nie sonder U wees en ons wil nie wees nie. Here, hierdie dag is die dag wat deur U gemaak is. 'n Dag wat ons U kan loof, 'n dag wat ons U kan prys, 'n dag gebruik om U naam te verheerlik. En daarom prys ons U daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Oh, wat mantika lise, wat mantika lise. The angels bow before Him, blessed and adore Him, what mantika lise. Oh, what mantika lise, what mantika lise. The angels bow before Him, blessed and adore. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. Because I know, yes I know, He holds the future. And life is worth the living just because He lives. On that day live, sing a gospel morning. On that day live, verdween my vriend. On that day live, jij. Hulle noem hom die Alpha, die Omega. Hulle noem hom die verlore ster. Ja, hulle noem hom die soete van Saron. O Heer, die Jesus van Golgotha. Hulle noem hom die Alpha, die Omega. Hulle noem hom die blindore ster. Ja, hulle noem hom van die Omega. Hulle noem hom die blindore ster. Ja, hulle noem hom
is gedaan. Nou ons hoor baie keer dat mense gebruik hierdie uitdrukking, en die uitdrukking wat hulle gebruik is om te sê, dis gedaan, wat eintlik beteken, dis verby of dis klaar, ek is gedaan, dit beteken ek is moeg, ek het nie meer lus vir dit nie. Ek wil sê, wanneer 'n mens na daai woordjie gedaan kyk, is daar so baie keer, veral in die Afrikaans, wat ons hom kan gebruik op verskillende plekke om te sê, dit is eintlik maar die toestand waarin jy is, of dis hoe jy voel, of dis wat jy ervaar, of dit is. Maar God was nog altyd 'n genadige God. Hy het met hulle altyd gepraat en gesê, luister, as julle nie dit doen nie, dan gaan dit en dit met julle gebeur. As julle in julle my weer begin wandel, sal dit en dit met julle gebeur. En so het God gesê, as julle by my bly en julle saam met my is, julle dit doen, dan sal julle die seëninge van my ervaar. Maar ons sien deur die eeue tot vandag toe, dat mense het nog nooit konstant gebly met dit nie. Mense het maar altyd afgewyk van dit wat God in gedagte gehad het, dit wat God in planne gehad het, en baie keer was dit tot nadeel gewees van die mensdom se eie lewens. Dit was nie vir hulle elke keer omdat hulle soveel. En vanoggend wil ek 'n gedeelte deel met ons, wat God eintlik gekom het en hy praat met Israel, en hy sê vir Israel, maar ek sukkel met julle hieroor. Ek praat met julle, maar julle luister nie. Julle doen dit, maar Israel het in hierdie tyd, in Micha lees ons dit 2 vers 1, hy sê, praat hy eintlik wanneer hy met hulle hieroor praat, dan sê hy eintlik vir hulle, hoe voel hy daaroor? Hoe moet hulle maak en wat moet hulle doen? En nou wat op ons gesit word, sekere goed wat mense doen, sekere goed wat mense praat, sekere goed wat mense noem, of wat ook al is, en baie van daai goed werk op ons, en baie keer sal ons dit sê, en Micha sê, hy sê, wie die wat onreg uitdink, en kwaad smee op hulle bedde, by die môrelig voer hulle uit, want dit is in die mag van hulle hand. Nou praat hy van, die Here het eintlik 'n ding gehad en gesê, jy mag nie eintlik jou broer gehad, het hy nog altyd 'n ding gehad, dat die mense moes na mekaar kyk. Mense moes vir mekaar omgegee. Jy moes jou broer en susters, jy moes na mense om jou gekyk het. God het nog altyd 'n gedagte gehad. Een ou sal goed gegaan het, een ou gaan nie goed nie. Een ou gaan beter, ander ou gaan slegter. Hoe ook al, God het vir alles elke keer 'n plan gehad. Nou sê hy vir hierdie ouens, maar julle lê in die aand op julle bed. Julle lê en dink, wat kan julle uitwerk? Oor die velde en roof dit. Want sê hy maak 'n plan om dit te kry. Oor jou. Hy sê ook huise en neem dit. Jou huise vat hy dit af. Hy sê, so pleeg hulle dan geweld teenoor die man en sy huis, teenoor die mens en sy erfdeel. Wat sê, hy sê, hierdie ouens, hierdie mense wat eintlik godsmense moet wees, hierdie mense wat ons eintlik moet na opkyk, hierdie mense wat eintlik 'n voorbeeld moet wees, hulle is besig om eintlik maar die verdrukkers om ons toe te pas op verdrukkers. Hulle is die ouens wat uiteindelik hierdie ding doen. Hy sê, tot hulle erfdele vat hulle weg. Wat sê, hulle gee nie om of hy ondergaan nie. Vir my part kan hy maar ondergaan, vir my part kan hy maar toemaak, vir my part kan sy maar dit doen, of dit kan maar dit gebeur, vir my sal dit beter wees as hy dit. Dis nie waaroor dit gaan nie. God sê, ek het 'n probleem met dit. Wanneer God met die mense praat, dan sê ek het 'n probleem met dit. Want dis nie waarvoor ek jou daar het nie. Dis nie waarvoor ek jou geskaap het nie. In vers 3, God sê, hierdie geslag, dit is hierdie wat so doen, wat so maak, wat so besig is, om verdrukking toe te pas. God sê, ek is besig met hulle. Ek is nie besig met die ander nie. Ek is hierdie ander, het God nie meer plan nie, want hulle is die verdruktes. Hulle is die mense wat swaar kry. Hulle is die mense wat daar is. Hy sê, onheil teen hierdie geslag, waar julle nekke nie sal kan uittrek nie, waarby julle nie regop sal kan loop nie, want dit sal 'n tyd van onheil wees. Nou beloof die Here hulle eintlik, die Here waarsku vir hulle. Hy sê, julle moet julle verantwoordelikheid change. Julle moet julle sienings verander. Julle moet hierdie goed verander. En baie keer ons as mense, met jou wat ek 'n probleem het. Wat sê, jy's afhanklik van God ook. Jy's afhanklik van dit, jy moet doen wat my wil is. En God het dit nog altyd gehad, dat ons moes na mekaar kyk. Maak nie saak of jy hoog was, of jy middel was, of jy heel onder was nie. God se gedagte was nog altyd. Hy sê, maar
toe sê God, dit sal oor julle kom. In Micha 4 vers 2 praat en dis eintlik waar my teks vanaf kom. Hy sê in die oor julle wat daar bo is, julle wat nou hierdie verdrukking toepas, julle wat hierdie goeders doen, julle wat in beheer is van hierdie dinge, julle wat dit toelaat in julle lewe. Luister, wat gaan ek met julle maak? Hulle sal 'n klaglied oor jou sing. En die klaglied en die lied wat hulle, die spotlied wat hulle eintlik, dit is nou die ouens wat hulle gaan in gevange gaan wegvoer, gaan vir hulle 'n spotlied sing. Hulle gaan vir hulle 'n liedjie sing om vir hulle te sê, sien julle wat het julle oorgekom? En dit gaan wees, en wanneer hy sê, wanneer hy dit gaan doen, dan sal hulle sing, en hulle as die klaglied sing, dit is gedaan. Dit is gedaan met ons. Hierdie wat in beheer was, hierdie wat hierdie druk toegepas het, hierdie ding wat die lande gevat het, hierdie mense wat ander mense net ondergedruk het, wat hulle net gedaan. En hulle sal sê, ons is heeltemal verwoes, hoor nou. Nou sê hulle, ons is heeltemal verwoes. En nou gaan hy verder. En die eiendom wat hulle eintlik onregmatig begin kry het, die goed wat hulle onregmatig gedoen het, nou sê hy, en die eiendom van my volk, nou is dit sommer my volk se eiendom. Maar dit was net syne gewees. Dit was net hy wat in beheer was. Dit was net hy wat gemaak. Nou is dit die volk. Laat hy van besitter verander. Want die Here het vir hom 'n belofte gemaak. Die Here het gesê, ek gaan vir julle 'n bietjie wys. Julle wat nie omsien nie, julle wat lande. Hierdie ouens het gedink hulle besit dit alles. Hulle het gedink hulle is in beheer. Hulle het gedink alles is myne. Ek is in beheer. En nou kom God en hy ruk alles onder hulle uit. Hy plaas hulle in ballingskap. Hulle gaan in ballingskap in. En nou sing hierdie ouens nog vir hulle lied. Nou spot die ouens met hulle. Julle wat so sterk gestaan het. Julle onthou, hulle het gespot op die een kant. Hulle was spotters gewees. Ja, daai is ou arme. Daai ou beteken niks nie. Hy kry niks reg nie. Ek kan maar sy land vat of ek kan dit doen. O, daai ou is maar net so. Nee, hy beteken niks nie. Met ander woorde, laat hulle hy sê ons eiendom van my volk laat hy van besitter verander. Hoor nou. Die Here het met hulle gepraat, stop julle werke. Stop waarmee julle besig is. Stop wat ewe skielik het hulle ook niks nie. Ewe skielik staan hulle en hulle het ook niks nie. 2 Konings 14 vers 26 sê, want die Here het, God kyk na ander ene. Hy sê, ellende van Israel, baie bitter was. Hulle lewe was toe die baklik. Hulle lewe was deurmekaar. Hulle lewe was swaar kry gewees. Dis bitter om te lewe. Ek het al een oud gesê, man, die lewe is bitter. Klas nie. Wanneer hy dit nie is nie, dan sê die Here, ek sien, jy het geen helper nie. Dan sien God na die volk. Dan kyk die Here na sy kinders. En wanneer hy na sy kinders kyk, kyk hy nie na hulle wat van praat. Hy sê in vers 26 tot 2 Konings vers 26. Nou net hier sê. Hy sê vers 26, ek het nog gelees 4 net daar kom. Hy het nou gooi word. Hulle wat sal die Here vir altyd verstoot en verder nie goed gunstig wees nie. Dan praat hy in Jesaja 29 vers 19. Hy sê en die ootmoediges sal op vreugde smaak. Moedig sal vreugde, hoor nou wat sê die woord vir die Here. Wat sal met hierdie ou gebeur? Wat gebeur met die een wat die Here gesê het, wat die verdrukkings toepas, wat net alles afvat, wat nie worry oor die mense nie, wat sê, ag, elkeen maak maar sy eie bed op, elkeen doen dit, ek het nie worry so. Daai mense, die behoeftiges, ons dink net aan hierdie grandouds, maar die Here sê, hierdie ouens wat in behoeftige is, wat eintlik swaar kry, hulle sal God sal juig en die heilige van Israel. Hulle sal sê, is my God. Met ander woorde, die tiran, hoe swak ek is. Hulle wat nie 'n plan gehad het nie. Hy sê, want gedaan is dit met hulle. Klaar, die Here sê, dit is verby met hulle. En klaar is dit met die spotter. Hulle was spotter. Hey, kyk hoe gaan dit met daai ene. O, ja, kyk daarso. Hy sê, en klaar is met die spotters. En uitgeroei is almal wat op die ongeregtigheid bedag is. Nou sê die Here vir hulle,
Want julle het mos nou gespot. Julle is die spotters. Daarom het die ou mense gesê, laat net maar spot. Elke my lewe het mense gesê, maar jy sê mos, jy's kind van die Here, maar hoekom gebruik jy so woord? Baie keer het mense gesê, maar jy is 'n kind van die Here, maar hoekom doen jy dit? Hoekom doen jy dit? Hy sê met ander woorde, hulle wat 'n mens as 'n sondaar, hoor nou, as 'n sondaar brandmerk. Kom die oordeel sê die Here nie my toe nie. Kom die verwyte my nie toe nie. Is dit nie ek wat moet oordeel nie, nie jy nie. Nie jy moet oordeel of jy is nie die ding se nie. Die Here sê vir ons, ek het dit laas Sondag ook genoem. Ek sê weer, God sê ons moet vergewe sodat hy ons kan vergewe. As jy nie kan vergewe nie, kan God jou ook nie vergewe nie. So, God het 'n beginsel, vergewe mekaar. Vergewe mekaar. Jy moet nie met kwaad loop nie. Vergewe mekaar. Dis hoekom die Here dit eintlik sê. Hy sê, maar julle, wat sommer hulle maak dit tot nie. En hulle maak eerder 'n plan om van jou ontslae te raak. Wat vir die reg op kom in die poort, en die regverdige, met ander woorde, die regverdige met nietige voorwendsels wegstoot. Hierdie ding is 'n waarheid. Hoe baie keer in my lewe het ek al gekom met die evangelie en stoot mense dit weg. Hoeveel keer het jy al met iemand gedeel oor die evangelie? Hy sê met ander woorde, julle wat dit wegstoot, julle wat dit tot nul maak. Dan kom hy in vers 22. Daarom sê die Here aan die huis van Jakob. En vanoggend wil ek sê, die Here sê vanmôre aan jou. Luister, sit jou naam vanmôre in die naam van Jakob. As die Here sê, daarom sê die Here vir Jakob, daarom sê die Here vir Willie, daarom sê die Here vir Elsie. Belofte was nie net aan Abraham nie. God se belofte was tot aan elkeen wat sou glo. In dit wat sou kom vir die. Wat sê, die beloftes wat God gehad het vir Abraham, Isak en Jakob, was die beloftes wat in die 12 stamme ingegaan het tot vandag toe. Die beloftes van God sensie met sy kinders nie. Dit bly. Daarom sê ek, sit vanmôre jou naam. Die geslagte daar sou wees van Israel. Daar die belofte. Hy sê vir dit, Jakob sal nou nie meer beskam staan nie. Jy sal nie meer beskam staan nie. Sit vanmôre jou naam daar. Sê, Willie, jy sal nie meer beskam staan nie. Jy sal nie meer jou kop hoef in skaamte te laat sak nie. Want hoekom nie? Ek doen nog groot. Ek nie meer beskam staan nie. En dan sê hy verder, en nou sal sy aangesig nie meer bleek word nie. Jy gaan nie meer bekommernis, daai bleek van bekommernis sit en wonder wat gaan met my aan, wat moet ek doen nie. God sê, ek verander dit. Ek gee jou die belofte. Van nou vanaf sal dit nie weer so wees nie. Want het Jesus nie gekom met dieselfde belofte wat die Vader gehad het nie. Hy het gekom en gesê, as jy klop sal ek vir jou oopmaak. Maak nie saak wie en wat jy is. Wat gesond is, wat die dokter nodig het nie. Maar dis hulle wat siek is, wat die dokter nodig het. Hy het gekom vir hulle wat vermoeid was. Hy het gekom vir hulle wat belas was. Hy het gekom vir hulle wat die uitgeworpenes was. Hy het gekom vir hulle, maar hy het ook gekom vir hulle wat bo is. Maak nie saak hoe nie. Hy het gekom vir almal, maar sy meeste van sy tyd het hy omgesien na hulle wat siek was, wat oor wat is van God en wat is nie van God nie. Maar die Moses het meer gepraat van geleerdheid wat hulle het, want die skrifte sê dit, die wet sê dit, die ding sê dit. Hulle het met dit vasgesit, maar hulle wat onder was, het niks gehad om te gee nie. Hulle wat onder was, het niks gehad om aan te bied nie. Hulle wat onder was, het niks meer gehad as hulle self, om te kom en te sê, Here, hier is ek nie. En daarom sê die Here vir hulle, Jakob sal nou nie meer beskam staan nie, want ek ontferm my oor jou. Ek kyk na jou. Ek kyk vanmôre na jou. Maak nie saak wat mense sê nie. Ek kyk vanmôre na jou. Gee nie om wat mense van jou dink nie. Ek gee nie om wat mense ons kos kry. Ek sê vir julle, bring wat julle het. En hulle die brode gebring, die 5 broodjies en die 2 vasse. En hy kom gee dit vir hulle. Hy deel vir hulle uit. Hy gee vir hulle kos. Hy kyk na hulle. Hy sê, weet julle kan hulle nie wegstuur honger hier vanaf nie, want hulle sal langs die pad omkom vir die hongerte. Hulle sal sterwe op die pad as hulle nou moet teruggaan. Kan jy sien dat Jesus het 'n ander gedagte gehad? Sy disippels sê, maar hulle moet maar teruggaan na die
nie. Hy is nie bekommerd oor 'n ander man nie. Hy is nie bekommerd oor daai vrou of daai persoon nie. Hy dink ag, hulle kan maar almal verlore gaan, dan maak mos nie saak nie. Ag, laat hy maar tot niet gaan, ek gee nie om nie. Jesus gee om vir elke ene. Jesus sê, dis waarvoor ek kom. Ek is hier om wat te doen, om die wil van my Vader te doen. Ek is hier om te doen wat my Vader gedoen het. Ek is hier om te doen. En wat het God al die jare gedoen? As hulle in die wet van die Here gebly het, is in die weë van God gebly, het God hulle kans gegee. So gaan nee, môre gaan ek dit doen, môre gaan ek dit doen, en hy gaan hom net al dieper en dieper in die botter intrap, hy gaan hom dieper en dieper onder toe druk. Toe sê God vir hulle, maar ek het 'n plan. Hulle gaan nou swaar kry, hulle gaan suffer. Is dit nie wat God beloof aan hulle in die eindtyd nie? Is dit nie wat God beloof met hulle sal gebeur nie? Jy dink nog jy gaan staan, dan staan jy nie meer. Jy dink nog, jy gaan in beheer wees, dan gaan jy nie meer in beheer wees nie. Want God soek nederige, opreg. Abraham en Jakob gesê, toe hy oor hulle gespreek het, en toe hy dit is met hulle gepraat het, en dit vir hulle gebring het, hy het dit gebring met die gedagte, hulle met die heerlikheid en die grootheid van God beleef, hulle moet kan sien, wat die heerlikheid van God kan bring. En daarom sê die Here vir die huis van Jakob. En daarom sê die Here dit vanmôre vir jou en my. Die Here sê vanmôre, moenie luister na hulle. Hulle gaan onderkom. Joune gaan leef. Joune, is jy by my? Jakob, hy sê my, jy sal nie meer bestaan staan. Vat dit vanmôre. Staan vanmôre op en sê vanmôre hierdie gedagte. Ek glo God het dit vanmiddagte vir ons gegee, dat hierdie woord by ons moet wees. Staan op vanoggend. Moenie skaam wees nie. Moenie skaam raak oor dit nie. Hulle wat jou daar indruk, hulle wat oor jou heers, hulle wat jou wil vermaak, hulle wat dit doen, hulle wat nie kan sien dat die son oor jou moet opkom nie, hulle wat nie kan sien jou verhouding met God nie, hulle wat nie kan toesien wat God vir jou doen en beteken nie. Luister, God sê vanmôre, jy en ek sal nie beskam staan nie. Hulle sal beskam eendag staan voor God. Maar ek en jy sal nie beskam voor God staan nie. Ons sal die heerlikheid van die Here beleef. Praat met Israel. U wou vir hulle sê, ek gee vir julle om. Julle is my volk wat ek uitverkies het. Here, so weet ek ons ook in hierdie tyd. Here, u seun het gekom met u toestemming. U seun het gekom met u heerlikheid. Hy het 'n prys kom betaal op Golgotha se heuwel, sodat ons vanmôre almal kan lewe. Dat ons kan oorvloed van die heerlikheid van u op ons huise, op ons kinders, op ons kleinkinders. U heerlikheid is daar. Here, dalk nie daai miljoene ter miljoene nie, maar Here, vanmôre weet ons, u het ons ryk gemaak in u, want u is ons Papa, u is ons Here, u is ons God, u is ons Meester. En wanneer ons vanmôre kom, Here, kom ons net met daardie gedagte om te sê, Here, u is ons alles. Ons kan nie en wil nie sonder u wees nie. Maar Here, dankie om vanmôre te weet, Here, aan 'n level. U sit ons op 'n ander hoogte, Here. U gee vanmôre vir ons ver bo wat ons kan dink of wat ons vra. Here, die ander het 'n tydlik. Ons het dit vir ewig vir altyd by u. Here, u rykdom is ons rykdom. U heerlikheid is ons heerlikheid. Dis 'n belofte wat u aan ons gemaak het. Dis 'n belofte wat u vanmôre vir ons gee. Maar Here, ek dank u vanmôre dat u elke man en vrou optel vanoggend. Laat u hulle versterk, Here. Waar hulle moeg en moedeloos was. Waar hulle gesê het, dit's gedaan. Ek is klaar, ek sien nie meer kans nie. 'n Nuwe era. Dis die begin van 'n nuwe tydperk. Dis die begin van 'n nuwe hoogte. Dis die begin van 'n nuwe oorwinning. Dis die begin van die heerlikheid van God se lewe en sy heerlikheid in jou midde. Dis 'n begin van iets nuuts vanmôre vir jou. Al wat jy moet doen is vanmôre, glo dit vanmôre. Jy sal nie meer teruggaan nie, maar jy sal vorentoe beweeg. Jy sal nie ondergaan nie, maar jy sal uitstyg. Jy sal nie nodig hê om rond te hardloop en bang en verboureerd te wees vanoggend nie. Want jy sit en jy is in beheer om van jou lewe, wat jy vanmôre kan sê, ek wy aan die Here. Gee dit vanmôre vir hom, want hy
wil dit vir jou vat en vir jou vat na oor hoogtes toe. Uitlei waar jy triomferend kan wees. Here, seën ons dan nou vanmôre. Raak ons aan, Here, en ons dankie daarvoor in Jesus wonderlike naam. Amen. Amen. Wat 'n wonderlike voorreg om te wees vanmôre. Net om vanmôre vir die Here te sê, Here, ek glo U met my hele hart, met my wese, met alles wat in my binneste is. U is vanmôre daar. En daarom loof ek U en ek prys U vanmôre, want U ek moet stry, daar te binne te verkry. Gee my krag elke dag om my troon. Verkry, gee my krag elke dag op my troon. Oh, my troon, Here Jesus, oh my troon. Oh, my troon, Here Jesus, oh my troon. Das is die troon. Daar se stryd wat ek moet stry, daar se oorwinning te verkry. Gee my krag elke dag om my troon. Oh, my troon, Here Jesus, oh my troon. Oh, my troon, Here. Here, ek dank U vanmôre dat ons hierdie ou pragtige koortjie kan sing. Hou my trou, Here Jesus, hou my trou. Here, daar gaan stryd wees wat ons moet stry. Daar's oorwinning, Here, wat ons moet kry. Maar ek vra U vanmôre, gee my krag. Gee vir elkeen van ons krag. Here, laat ons die oorwinnings kan behaal. Here,